Vir die derde keer in 'n ry is dit vir my en Sonet wonderlik om hierdie erediens en die wonderlike sang wat Fiona en Tinus ons inlei te kan meemaak. Mag ons vanaand opnuut die teenwoordigheid van ons opperherder, ons Here, ervaar. Ons, dis nou vir julle nie nuus nie, miskien kan ek vra, wie is vanaand, wie was nie gisteraand hier nie? Dan weet ek moet so bietjie julle in gedagte hou. Baie dankie. Ons oorhoofse tema is deur sy gees het God ons nuut verwek. En die fokus van die 4 eredienste val op hierdie nuut verwek. En die beeld wat daardeur wakker gemaak word, is die beeld van 'n pa, dus in terme waarvan hierdie verlossingswerk van God verduidelik word, is die beeld van 'n pa wat verwek, dit wil sê, wat bevrug, wat 'n swangerskap veroorsaak, en dan die geboorte van die babietjie, versinne beeld, ons wedergeboorte, of ons oorgebore word, of nog mooier, ons van bo af gebore word, met God as pa. En dan die direk na geboorte, die eerste melk, kolostrum, en dan die groei en die volwasse wording. Nou, maandag aand was die fokus op die verwekking en die geboorte. Gisteraand was dit op geboorte, net na geboorte, die eerste melk wat die waarborg gee van die verlossing van God, verwekking, geboorte en kolostrum, dat die verlossing vas staan. Jou verlossing staan vas vanweë wat God gedoen het. Nou, vanaand en môre aand is die fokus op die, sal ons sê, die groei en die volwasse, die dinamika van die volwasse gelowige. Ons skrifdeel is 2 Korintiërs 4 vers 7 tot 11. Nou sonder dat daar vooraf 'n afspraak was, is dit 'n skrifdeel wat vir Tinus besondere betekenis het. En ek hou so 'n bietjie die besondere betekenis 'n geheim vereers tot aan die einde van ons erediens. In hierdie gedeelte is nou 'n ander metafoor, 'n ander beeld wat gebruik word. Waar met die eerste 2 eredienste was dit die beeld van babietjie, geboorte, alles rondom bevrugting, swangerskap, geboorte, groei, volwasse word. Nou is die beeld die van 'n pottebakker en die pot wat die eindproduk is van daardie werk. En hierdie faset van ons groei word in terme van hierdie beeld nou uitgedruk. So jy gaan waar jy eergisteraand in die posisie was van die produk van God se verwekking wat op jou oorgebore word uitgeloop het, wat beveilig is met die kolostrum, en daar begin die groei na 'n volwasse verloste. Toe was jy die babietjie, nou is jy die pot, die kleipot. Ook in die gedeelte
is daar die duursame erdekruik. Duursaam met die betekenis van die bedoeling is nie dat dit duur is nie, die bedoeling is dit hou duursaam in daardie sin, is onbreekbaar. Nou, in die beskrifdeel is daar sprake van dat jy van 'n breekbare kleipot ontwikkel tot 'n onbreekbare, 'n duursame erdekruik. En jy sal dit sien in die skrifgedeelte, dit is met die skat van die evangelie omvorm God jou van 'n breekbare kleipot tot hierdie duursame erdekruik. Helena, sien jy uit om te hoor hoe dit uit hierdie skrifgedeelte na vore kom. Ek kyk op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde geskaap het. Aan die gemeentes van God, die NG Kerk Carletonville, die NG Kerk Carletonville Suid, die NG Kerk Oberholser Wes, en almal wat hy vir hom in Christus Jesus geroep het en afgesonder het om aan hom te behoort. Genade vir julle en vrede van God ons Vader en ons Here Jesus Christus. Amen. Kom ons bid dat die Heilige Gees een van sy werke nou in ons doen. En dit is om ons verstand helder te maak, ons harte oop te maak, om die woord van God te hoor en dit regtig te omhels. Ons bid saam. Ons Vader, dankie vir die belofte van ons Here Jesus, dat hy die Heilige Gees vir ons gee. Dankie vir die sekerheid dat dit U is wat deur die Gees ons U kinders gemaak het. Mag ons nou ervaar dat U Gees ons so voorgaan dat ons U hier wees nie net met ons verstand weet nie, maar ook met ons hele wese ervaar. Ons sien uit om die geestelike kos te kry waarmee U ons perspektief gee, duidelik laat verstaan watter taak U op ons lê. Ons vra dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Die krag van 'n metafoor. Wat is 'n metafoor? Dis, julle kan dit dalk nog uit
skooldae onthou, is 'n beeld. Byvoorbeeld, ek gaan nou as prins nie die beeld vat van die afgelope 2 dae nie, maar kom ons sê, die Here is my herder. Psalm 23 is 'n beeld. Die Here is my herder. Vir iemand in Dawid se tyd het daardie woorde, die Here is my herder, sê baie meer as 'n hele dik boek wat geskryf sou word oor hoe God vir jou sorg, jou beskerm, jou deur gevare lei ensovoorts. Wat doen 'n metafoor, 'n beeld? Jy kan sê dat dit op 'n taalvlak met taal 'n video skep in jou brein. Dit laat 'n video afspeel, 'n video greep. Die Here is my herder, dan is die video wat speel, dink nou destyds woestyn, semi-woestyn, eintlik amper heeltemal woestyn wêreld, en die skaapwagter wat sy skape roep op hulle naam, en hy vat hulle, nou hoor jy Psalm 23 se woorde ook, hy vat hulle na 'n plek waar daar in hierdie woestynwêreld baie groen gras is en water is, en loop 'n pad, selfs al is dit oor 'n berg, kraanse, maar hou die skape veilig, en word dit weer aand, dan pak hy 'n kraal met doringtakke, sodat geen roofdier daar kan bykom nie, en Jesus se woorde in Johannes 10, die goeie herder, hy gaan lê in die deur van die kraal. Niks kan met die skape gebeur nie. En as een skaap wegraak, dan gaan haal hy hom. As daar 'n siek lammetjie is, dit alles, daai hele video, speel af net met die woorde, die Here is my herder. Dis die krag van 'n metafoor. Jy sal weet, nou praat ek met die manne, mens kan dit sekerlik van vroue ook sê, maar spesifiek met die manne. As iemand vir wie jy baie respek het, selfs nou as volwassene, maar toe jy 'n jong man was, of dalk 'n tienerseun, as iemand vir jou sê, jy is 'n eyster, dit is 'n metafoor, en wat sê die beeld, die metafoor, sê, mens kan op jou staat maak, soos wat jy op 'n eysterpilaar kan staat maak. Jy weet, hy gaan nie kantel nie, hy gaan nie buig nie. Ek kan jou vertrou. As dit begin moeilik raak, jy kan moeilikheid vat. Of, kom ons sê, as iemand vir jou sê, vrou, jy is 'n vlinder. Maar sê dit nie neerhalend nie, maar sê dit, wow, jy is 'n vlinder. Dus dan sien jy die darteling van die vlinder, pragtige vlerke en die mooiheid daarvan. 'n Video wat afspeel. So was dit met die vorige 2 eredienste rondom die babietjie. Dis ook 'n video wat afspeel, en jy sien eintlik die babietjie wat die kolostrum kry, beskerm is,
begin spierkrag ontwikkel, begin kruip, begin loop, begin hardloop, begin hekkies hardloop, begin 'n marathon hardloop. Alles net uit die beeld uit. Dis die krag van 'n metafoor. En daarom is die Bybel so vol daarvan. Want, ek kan amper sê, in die tyd toe daar nie videogrepe was nie, is dit 'n manier hoe jy, maar daar is 'n voorwaarde. Hierdie krag van die Here is my herder, kan jy net verstaan as jy jou gaan sit in die sandale, in die skoene van die mense van destyds om te weet hoe 'n herder destyds gewerk, skaapwagte. Dan verstaan jy die krag daarvan. Nou, hier in 2 Korintiërs het ons so metafoor. En dit is 'n kleipot. Is die metafoor. En vir die Korintiërs, vir wie Paulus skryf, jy gaan net nou dit sien, is dit dadelik, begin daai videoetjie speel in hulle kop. Dit is 'n kragtige beeld wat wakker gemaak word. Ons het 'n bietjie hulp nodig om dieselfde effek te ervaar. Nou, jy moet nou in die res van ons oopmaak van hierdie skrifgedeelte en in die toepassing daarvan is jy die kleipot. En die wêreld waarheen ons beweeg, kom ons sê met die Here is my herder, is die wêreld waarin 'n mens is veeteelt, geografie is belangrik, hoe was die klimaat daar, wat se bedreigings was daar vir skape, ensovoorts. Terwyl, kleipot is ons by behouering. En behouering vandag, en dis nou die probleem, want by ons is behouering, is heeltemal iets anders. Weet, hoe ons nou dink oor goeders, waarin jy vloeistof, of rys, of suiker, of petrol, of diesel bere, dis alles houers, behouering. En 'n kleipot is vir ons nie heeltemal goed verstaanbaar nie. En daarom moet ons eers duidelikheid kry oor die behouering in die antieke tyd. En 'n typiese wat ons ook daarom ken, is 'n kleipot. 'n Kleipot, die wat gewoon in die son droog gemaak word, is nie baie sterk nie. Val en hy spat aan skerwe. Of die wat nie 'n goeie resep gehad het, nie goeie klei nie, of sommer maar net klei, en niks moeite gedoen of kundigheid gehad om die regte soort klei te vind en te meng en op die regte manier die klei voor te berei ensovoorts. So 'n kleipot is maar iets wat dadelik in ons kop maklik breek. Ons gaan sien, in die tyd van die antieke tyd en spesifiek in die stad Korinthe, was daar die typiese, dit word genoem 'n amfora, dis 'n 2-ore pot, en ek gaan net nou taamlik meer oor die pot praat, want as ons die behouering van destyds verstaan, dan gaan ons hierdie skrifgedeelte se krag ervaar, hoe dit in jou, toe ek dit ontdek het, so net weet, het dit my laat jubel, want dit is nie op die oppervlakte duidelik nie, ek sal dit wys. En dan is daar natuurlik die pragtige erdekruike van destyds. Deur God se beskikking, daai foto's, ek neem aan die kwaliteit is seker nie so goed nie, maar jy sal dit wel herken. Daai kom uit 400-500 voor Christus. Het dit oorleef. Nog steeds. Het is daar. Dit hou. Daarvoor word hierdie behouers gebruik, is vir bewaring. Hey, jy, kom ons sê nou maar, dink aan
Wie is die vrou wat Jezus se voete gesalf het met daai duur salf? Is dit? Maria. Dit was waarskynlik in een of ander kosbare kruik. Nie waarskynlik nie, definitief. Dit is die behouring waarin dit was. 'n Fles, so dit is vir bewaring. Hierdie kosbare parfuum is bewaar daarin. Maar belangrik ook, vervoer. Net soos vandag is behouring, is vir vervoer belangrik, maar daar dink jou in. Wat anders was daar? Leersakke kon gebruik word, maar typies was hierdie kleipotte vir vervoer en natuurlik vir die mooiheid, vir versiering, om dit 'n pragtige erdekruik te kan hê. Erde, Marizaan, dis 'n baie spesiale naam vir 'n aard. 'n erdepot is 'n aardpot, 'n kleipot. 'n erdekruik is dat nou so 'n bietjie 'n besondere kruik. Nou is ons reg om 2 Korintiërs te lees. En jy weet nou, ons gaan hom nou, kan ons sê, op die oppervlakte lees. Ons is nie Korintiërs nie. Ons bly nie in die stad wat die wêreldstad, die wêreldindustrie gehad het destyds, van kleipotte vervaardig met baie besondere resep en klei en dies meer nie. Ons is Oberholzers en ons is Carlton Willers. Die behouring wat ons ken lyk anders, en die kleipot waarin ons dink lyk soos hy vandag lyk. So ons moet nou eers dit mooi verstaan, maar kom ons lees net eers soos hy daar staan. Ek lees saam met julle. Ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat maklik breek. Die krag wat alles oortref, kom dus van God, nie van ons nie. In alles word ons verdruk, maar ons is nie te neergedruk nie. Ons is oor raad verleë, maar nie radeloos nie. Ons word vervolg, maar nie deur God verlaat nie, op die grond neergegooi, maar nie vernietig nie. Heeltyd in jou kop, kleipot. Die sterwe van Jezus dra ons altyd in ons liggaam, sodat ons die lewe van Jezus sigbaar kan word in ons liggaam. Voortdurend word ons wat lewe terwille van Jezus uitgelewer aan die dood, sodat ook in ons sterflike bestaan die lewe van Jezus sigbaar kan word. Nou, wat is hierdie skat wat ons in ons het? Net in die voorafgaande van hierdie vers waar ons begin lees het, word dit uitgespel. Hierdie skat is, God het ook in ons harte 'n lig laat skyn om ons te verlig. Nou, ek gaan net nou verduidelik wat hierdie lig en verlig in terme van die pottebakkery industrie destyds was. God het in ons harte 'n lig laat skyn om ons te verlig met die kennis van die heerlikheid van God wat van Jesus Christus uitstraal. So wat is die skat wat ons in ons het? Wat sal sê, dis die evangelie. Dit is die onderrig van ons Here Jesus. Dat God dit in ons gee deur die Gees. Dis die skat wat ons in ons het. Nou, waarvoor word die pot gebruik?
vir onder andere bewaring en vir vervoer. So wat doen God? Hy gee die evangelie om dit te bewaar en om dit te vat, te vervoer, daar waar hy jou dit wil laat aflaai, laat uitgiet uit hierdie pot. Dis die skat, maar nou, en toe ek hierdie uiteindelik raak sien, was eintlik die deurbraak wat veroorsaak het dat ek op die saak dieper ingegaan het. Hierdie kleipotte wat maklik breek, kyk hoe staan hy daar, ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat maklik breek. Wat beteken daai maar? Maar net. Nee, ons is maar net kleipotte wat maklik breek. Nou, sou hy net so staan, jy gaan net nou sien, dis nie wat daar staan nie. Maar al sou hy so staan, daar is daar klare wonderlike boodskap in. Want dis 'n boodskap van troos. Ek weet hoe maklik ek gebreek het oor my lewe. En ek is breekbaar, ek is gewoon, common, soos wat 'n kleipot is 'n common ding. 'n Erdekruik is daarom nogal iets, maar 'n kleipot is common, is gewoon, niks spesiaals nie, nogtans gebruik God my. En iemand het die baie mooi afleiding gemaak dat wanneer 'n kleipot gekraak is, dan is die lig wat binne in hom is, trouwens, mens kan sulke kleipotte koop, met 'n lig binne-in, en dan skyn die lig deur die krake. So, mens sou kon hier, en dalk dominees, het julle al so preek gemaak, om te sê dat God die krake gebruik om die evangelie te laat uitkom, uit jou uit, jou krake word so positief gebruik, so wonderlike boodskap. Maar dit is nie eintlik wat hier staan nie. So, kom, ek kon nou, as ek wou, kon ek maar net die antwoord vir julle gegee het. Maar Aspirus, in oorleg met Matthys en Francisca en Tinus, Nico is nie vanaand hier nie, maar het ek besluit, nee, ek gaan jou 'n bietjie saamvat op die pad, op hierdie ontdekkingsreis wat ek gehad het, toe ek dit raak gesien het. Daar staan, ons het hierdie skat in ons is maar net kleipotte wat maklik breek. Nou, net deur na verskillende vertalings van hierdie woorde te gaan kyk, dan gaan 'n mens so 'n bietjie al sien, hier's wat sal ons sê, hier's iets onvoor die hand liggends. Die nuwe lewende vertaling sê, ons het hierdie skat egter maar net in breekbare kleipotte, dieselfde idee as die 83 vertaling. Die Today's English version sê eintlik maar dieselfde, as daar staan, yet we who have this spiritual treasure are like common clay pots. Jy hoor, die NLV is dit die breekbaarheid wat oppervlakte toekom. By hierdie Engels is dit weer die commonigheid, sommer alledaagse ietsie. Die Nederlandse vertaling sê, maar wij zijn slechts een aardenpot voor deze skat. Ook weer slechts een erdepot, een aardenpot. Ons ou vertaling sê, ons het hierdie skat in erdekruike. Die NIV, New International Version sê, but we have this treasure in jars of clay, houers van klei. En die 2020 vertaling sê, hierdie skat het ons in kleipotte.
moet sien raak. Die vertalings bokant daai groen streep het almal die woorde in van of breekbaar of common. Die vertalings onder die streep het net kleipotte of erdekruike. Daar is nog iets anders, en dit het ons hier te doen met, kyk, is die skat in 'n kleipot. Is dit 'n teestelling? 'n Skat, maar in 'n kleipot? Of is dit 'n antiklimaks? En daai vertalings se egter of maar maak dit dis 'n teestelling, dis 'n skat, maar jy sou verwag dit gaan in 'n wonderlike goue goud gemaak, wat uit goud gemaak is, 'n houer wat uit goud gemaak is, maar is net in 'n kleipot. En dan is dit opvallend dat die 2020 vertaling het nie daai maar nie. Kom ek vat jou nog verder. As ons nou hierdie letterlik moet vertaal, en dis nou waar jy wil uitkom, dan gaan jy sien dat die maar en die wat maklik breek staan nie in die oorspronklike nie. Soos die 33 vertaling dit het, soos die 2020 vertaling dit het. So, daar staan net in kleipotte. Daar is nie 'n maar nie, en daar is nie wat maklik breek nie. Dit is die vertaling van 83 vertaling, maar ook die klomp Engelse vertalings en klomp ander, het verkeerdelik gewoon net vanuit ons huidige verstaan van 'n kleipot gedink, dit by op die breekbaarheid of die kommenigheid, en het probeer help deur dit in te vertaal. In die oorspronklike, as ons dit letterlik vertaal, dan staan dan net, ons wat hierdie skat in ons het, is kleipotte. En sien raak, daar is 'n dubbelpunt. Wat beteken 'n dubbelpunt nou weer? Beteken, dit wil sê, die krag wat alles oortref, kom dus van God, nie van ons nie. Die ding wat jy dus op hierdie stadium moet vasthou, ons gaan nou verder werk, is, in die oorspronklike, staan daar net, ons is kleipotte. Niks van maar, of maar net in kleipotte, en niks van breekbare kleipotte nie. Is julle by? Ek sien, ek kan dit sien. Nou toets vir reg verstaan, en dominees weet dit, en ek deel graag met julle, as mense nou so kom by so 'n probleem nou, maar wat gaan nou hier aan? Hoekom het party gesê breekbaar en ander nie? Dan is die eerste iets wat jy gaan doen is, kyk, het ek nie merkers binne in die paragraaf waarin hierdie vraagstuk nou is, wat my gaan help om dit te verstaan nie. Die tweede toets is elders in die Bybel. Wat word elders in die Bybel oor kleipotte gesê? En die derde toets is binne die destydse samelewing, die leefwêreld van destyds. En ons gaan nou elkeen van hierdie toetse, gaan ek nou die pad saamloop. Onthou ek het gesê, ek gee nie net die antwoord nie, maar ek wil vir jou 'n bietjie saamvat om te sien, hoe kom jy by daai antwoord uit. Die eerste ene is binne die paragraaf. En eintlik, wat my betref, lê die antwoord al klaar binne die paragraaf. Maar omdat so baie vertalings die breekbare gebruik,
gaan ons ook die ander toetse aanlê vir addisionele getuienis. Maar net binne die paragraaf. As ons eers gaan kyk na die vorige verse, ons het begin lees by vers 7. Vers 1 tot 6. En iets wat ons wil probeer agterkom, is dit 'n teestelling, die skat, maar in kleipotte. Onthou, daar is nie 'n maar nie. Maar ons wil nou gaan kyk, is dit 'n teestelling, maar in kleipotte, of is dit af onder toe, of is dit op boontoe? Ek vat jou saam. Vers 1. Daar is die sleutelwoord al in vers 1. Daarom moet ons nie moedeloos word nie. Wat is die eerste stelling? God het hom oor ons ontferm en hierdie bediening aan ons opgedra. God het hom oor ons ontferm. Ou woord, as ek hom moet in huidige Afrikaans sê, dan sal ek sê, God het goed aan my gedoen, alhoewel ek dit glad nie verdien het nie. God het, in terme van ons tema die week, God het my oorgebore laat word. Hy het my, sy kind gemaak. En dan, daarom word ons nie moedeloos nie. Jy hoor, dis 'n positiewe iets wat gesê word. As ons die volgende vers lees, dan staan daar, ons verkondig nie onsself nie, maar Jesus Christus as die Here, as die Here, as die een wat die dood oorwin het, wat oor die heelal heers. Hoor jy, dis nie af onder toe nie, dis op boontoe. En die laaste vers voor vers 7, laat daar lig skyn uit die duisternis. Lig, hoor al die lig wat ons hier kry, jy gaan net nou sien. Laat daar lig skyn uit die duisternis, het ook in ons harte 'n lig laat skyn om ons te verlig met die kennis van die heerlikheid van God, wat van Jesus Christus af uitstraal. En dan kom vers 7, wat sê, hierdie skat het ons in erdekruike. Maar kom ons kontroleer ook in die verse na die gedeelte wat ek gelees het, vers 8 en 9, dan, ek dink jy gaan saamstem, dit is ook boontoe, is nie ondertoe, stuk, maklik breekbaar, nie, dit is iets anders, luister, of lees, ons wat hierdie skat in ons het, dis nou ons vers 7, dan, van vers 8, staan daar, in alles word ons verdruk, hoor nou, maar ons is nie te neergedruk nie. Nou moet ons daai terneer, gaan jy sien, daai terneer moet ons eintlik baie letterlik verstaan. Ons is nie geskwat nie, ons is nie plat gedruk nie, ons is nie terneer gedruk nie. Ons is oor raad verleë, maar nie radeloos nie. Elke keer die kragtige maar. Ons word vervolg, maar nie deur God verlaat nie. En dan op die grond neergegooi, maar nie vernietig nie. Kleipot, jy sal sien, dis die hele tyd kleipot hier. Wat wil ons nou agterkom? Wat het ons hier? Het ons, nog eers verder lees, vers 10, 11 en 15, vers 10. Die sterwe van Jezus dra ons altyd saam in ons liggaam, sodat ook die lewe van Jezus sigbaar kan word in ons liggaam. Selfe gedagte in vers 11, en
in vers 15, sodat die genade van God steeds meer mense kan bereik. Nou bietjie, wat is een van die werke van die bouwering, die erde, die kleipot? Vervoermiddel. Of nee, nie middel nie, die vervoer houer om iets van punt A na punt B toe te vat. Kyk daai woorde, sodat ons die genade van God steeds meer mense kan bereik. Watter eienskap van kleipotte is nou hier? Is dit maklik breekbaar? Of is dit buitengewoon nuttig? Of is dit buitengewoon duursaam? Ek dink is baie duidelik uit die hele verband. Alles wat ons gelees het, die vorige 6 verse en die verse na die paragraaf, dui eerder op nie op breekbaarheid nie. Maar, ons sit verder, elders in die Bybel. As jy nou die eerste een gewoon erdebakke is kombuisware en eetgerei. Daar staan, daar was ook erdebakke en dan word genoem koring, gars, meel, wat die erdebakke in hulle gehad het. Dan gewoonheid is in die skrifgedeelte in klaagliedere, Sion se kosbare inwoners, vroeër waardevol soos suiwer goud. Ag, hoe word hulle nou beskou as erdepotte? Die werk van 'n pottebakker. Jy hoor, hier val die klem duidelik op gewoonheid. Is nie meer spesiaal nie. Hulle is nou sommer net soos al die ander nasies. Dan breekbaarheid. In psalms op 'n plek, jy sal hulle verpletter met jou eysterscepter, hulle flenter slaan soos 'n kleipot. Jy kan nou dink, nee, jy staan in die kleipot en met 'n swaar stok spat in stukke. So, hierdie kleipot verseker is die breekbaarheid op die voorgrond. Maar dan is daar ook in die Ou Testament 'n voorbeeld van duursaamheid. Jeremia op 'n plek staan daar, so sê die Here, vat hierdie dokumente, die koopkontrak met die seël en sit hulle in 'n kleipot sodat hulle lank kan hou. Hoor jy? Hierdie is nou bietjie 'n spesiale kleipot wat juis duursaam is. So die idee van duursaamheid by 'n kleipot het in elk geval in die res van die Bybel ook bestaan. Dave, ek weet nie of dit nou jy is of wat is dit nou nie. Daar is hy. Die derde toets, ons wil seker maak dat ons hier reg kies. En dit is dan binne die destydse leefwêreld. Watter werk het die juis in Korinthe? En dan word dit duidelik, Dave, lyk my jy moet daar wees, want anders, ek dink jou lyf help, dat die strale daar kan uitkom. Die pottebakkerij destyds, Korinthe was bekend vir sy erdewerk oor eeuwe heen. En ons weet dit nou uit opgrawings, as jy wil, kan jy bietjie gaan Google, sê nou maar net, Korinthe en pottebakkerij, dan gaan jy sien. 4, 5, 6 eeuwe voor Christus, destyds al, wêreldwyd bekend, die hele industrie, en
die manier wat daar ontwikkel is, hoogs wetenskaplik. Mens kan nie dink dat dit so gevorderd was nie. Maar ons weet dit nou uit geskrifte uit, en dies meer. Ek gaan nou bietjie verduidelik van wat dit alles behels het. Maar 2 of wat eeue voor Christus is in 'n oorlog, is Korinthe totaal verwoes. En het die industrie tot niet gegaan. Korinthe is echter herbou, en in die tyd van die Nuwe Testament was dit weer 'n gevestigde industrie in die stad Korinthe. En uit daardie tyd dateer daardie potte, kom uit daai tyd uit, 400-500 voor Christus, en in die tyd van wat Paulus geleef het en rondgereis het. Verskillende motiewe, en ons kan nou terugwerkend, persone wat kundig is daaroor, dalk is daar hier ook kundig is onder ons, kan dit presies dateer, en ook die gehalte van die werk beoordeel, en dies meer. Maar veral, en ek dink die sinspeling hier, in hierdie video wat afspeel in die Korintiërs aan wie Paulus skryf se kop, is hierdie Korintiese transport amfora. Nou wil ek 2 goed vinnig verduidelik. Aan die een kant, hoe die pot gebruik is, maar ook die tegniek wat ontwikkel is daar. Dus van baie besondere klei, en ook die meng van die klei, en die manier wat die klei voorberei word, en sovoorts. So dis een facet, en dan is 2 ander facette, is die bakproses, en die vorm. Jy kan nou sien hoe lyk daai op Korintiese transport amfora. Dis nie vir die mooiheid of so iets nie. Dis aan die een kant verkrag, dat hy nie kan breek nie, en aan die ander kant heel prakties. Want hy het nie hierdie betrokke pot, typies van die transportwêreld, het nie 'n voetstuk waarop hy staan nie, want op die koringland is hy in die grond ingedruk, en die koring of die wyn of die rys is ingegooi terwyl hy, en dan klaar vol geseël met iets soos 'n kurkprop, en met was toegemaak, sodat daar nie suurstof kan inkom nie, en dan die ore op 'n draastok ingeryg, potte, en dan gaan ek en of na die stoor toe, die graanseier in vandagse taal, en die potte het die vermoë om gestapel te kan word op mekaar, sterk genoeg gemaak, en ek gaan net nou 'n fotootjie wys, kan ook op 'n skip staande gemaak word, so in die onderste deel van die skip, in 'n rak, so gepak, en daar gaan die olyfolie van Juda af, Alexandrië toe, of Rome toe, of waarheen, in so amfora. Die proses, die bakproses is nou na die spesiale klei en sovoorts. Die bakproses was in 'n oond, ek het nou vergeet al wat se hoë temperatuur, maar 'n besondere hoë temperatuur waarin dit gebak word, en dis jy sou het al gesien het, 'n helder gloed wat daar in die oond, die bek van die oond sigbaar is, daar waar die pot gebak word.
En die gildes, die, wat sal ons het noem, die vakbonde, die clubs, mense het samengemaak, en hulle het selfs dan 'n afgod gehad, het geglo, daar's 'n wonderwerk. Jy stoot 'n pot in, wat sag is, wat jy kan platdruk, en daar binne, met hierdie helder gloed, en hierdie helder lig, maak dat, as jy die pot daar uithaal, dat hy 'n transformasie ondergaan. Hy is kliphard, duursaam, kan nie breek nie, ensovoorts, maar die klem op die lig, en in die literatuur word ook baie geskryf, en ook goddelike krag toegeken aan hierdie lig, wat dit moontlik gemaak het. Nou, daai fotootjie, ek gaan hom verduidelik, ek weet nie hoe helder, of julle hom mooi kan sien nie, maar daar, op die regterkant, is so uit die Middellandse Seegebied is 'n gesinkte skip wat uit die tyd van Paulus gesink het, ontdek, en daar is die potte net so in die rak gekry. Die inhoud daarvan, niks mekeer nie, heuning, koring, korrels, olyfolie, wyn. So was dit moontlik byvoorbeeld om die koring, om te bepaal, wat se koring is dit, wat 2 millennia gelede in die Middellandse Seegebied verbou was, ensovoorts. Maar die punt is die duursaamheid van hierdie behoring. Daar is 'n voorbeeld van hoe hierdie potte gestapel kon word, vanweë die feit dat hulle is so sterk, hy kan nie platgedruk word nie, vanweë die ontwerp en vanweë die klei en vanweë die bakproses. Hierdie is 'n foto, ja, ek gaan hom 'n bietjie beduie, is in die Middellandse See, diep op die seebodem geneem. Die skip waarin die amfora vervoer was, het verdwyn intussen, is weg. Maar daar is die amfora, die kleipotte, oor die eeue behoue gebly. En soos ek sê, die inhoud ongeskonde. Dit is die amfora. Nou, terug na 2 Korintiërs 4 vers 6. Skielik maak daai lig het nou betekenis. Onthou, vir die Korintiërs, die kanse is baie goed dat feitelik elkeen van die gelowiges in Korinthe vir wie Paulus skryf, in die pottebakkery industrie gewerk het. Soos wat ek aanneem veral 'n klompie jare terug in Oberholzer en Carletonville, jy amper kan veronderstel, almal werk of op of in die myne of het te doen met 'n maatskappy wat iets te doen het met die myne. So, as jy hier 'n metafoor sou gebruik wat te doen het met mynbou, gaan almal dadelik die videoetjie gaan speel, want jy verstaan dit. As daar staan 'n lig laat skyn om ons te verlig, dan is dit op pad na hierdie onbreekbare kleipot. Is op pad soheentoe. God het, hy die Almagtige, het gedoen wat die vermeende afgod gedoen het om die
kleipot sterk te maak, het God met jou gedoen. Hy het hierdie lig laat skyn, wat jou onbreekbaar maak. Die heerlikheid van Christus het straal, en hy maak dat, wat 'n kleipot sou wees, wat maklik breek, nou 'n onbreekbare kleipot is. En kyk nou weer, na die 2 verse net na die tyd. Hy, in alles word ons verdruk. Onthou nou, jy is 'n kleipot. Een van hierdie kleipotte, hierdie Korintiese amfora kleipotte. Maar nie geskwat nie. Dit is die krag wat God in bewerk het. Jy maak nie saak wat se moeilikheid op jou lê nie. God het die eienskap bewerk dat jy nie plat gedruk word nie, dat jy nie geskwat word nie. En op die regterkant op die grond neergegooi, maar nie verpletter nie, nie vernietig nie. En skielik maak dit baie goeie sin. Maar daar staan, dit is die krag wat God, die Heilige Gees, in ons verlig het, in ons ingebrand het, in die hoogoond van God se genade. Nou, hierdie toets, wat sê hierdie toets? Hierdie, binne die paragraaf was dit duidelik wat dit is, en vir my is dit baie duidelik, dat dit nie die breekbaarheid van die kleipot is, wat Paulus hier beklemtoon nie, maar nie die teendeel, die absolute onbreekbaarheid. Nou, jy is 'n gebakte kleipot. So, vers 7, moet ek moet so lees. Ons wat hierdie skat in ons het, is dus gebakte kleipotte. Onthou wat sê vorige vers? Die lig wat skyn en Christus se heerlikheid wat uitstraal. Ons is gebakte kleipotte. Ons buitengewone diersaamheid kom van God af. Kyk hier, dubbelpunt na kleipotte. Ons is gebakte kleipotte. Waarvandaan af kom ons gebaktheid? Van God. Ons buitengewone diersaamheid kom van God af, kom nie uit onsself uit nie. Die bakwerk is die Heilige Gees, wat hierdie bakwerk doen, wat my so 'n onbreekbare kleipot maak. Nou, ons grootste roeping as skatdraer. God het jou sy skatdraer gemaak, sy vervoerbehoring om sy skat veilig te hou. Pottebakker het jou pa en jou ma gebruik om die klei te meng wat hy wou hê, om jou te laat wees soos wat jy is, gemeng, geknie, gevorm en dan van binne uit gebak om hierdie diersaamheid te hê, gebak deur die ligdraer wat God in ons geplaas het. Ons Here Jesus wat gesê het, ek is die lig vir die wêreld.
En so het God ons omvorm van 'n maklik breekbare kleipot tot 'n onvernietigbare erdekruik. En sy genade is so groot, dat hy ons nie net die duursaamheid gee van daardie Korintiese transport amfora nie, maar dat hy ons ook mooi gemaak het. Soos wat ek jou nou sien. Hy het ons ook versier tot sy plesier. Het hy dit gedoen. 'n sieraad vaas. En nou is dit jy en God. Wat is in jou diepste binneste nou jou reaksie teenoor hom? Ek wil graag 'n verbintenisgebed voorstel. En julle kan vir Matthys vra of vir Elise om, as jy die woorde wil hê, om het vir jou te gee. Of ons kan 'n skermskoot maak en dit op julle WhatsApp groepe deel. Ek gaan dit eers lees en dan gaan ek dit bid. Gedig, 'n gebed, waarby hierdie skrifdeel ons uitbring. Omvorm my kleipot wees tot 'n sieraad vaas, o Heer, en kerf uit my hartstog 'n loflied tot u eer. En as u 'n brosplek kry, bak dit die ewigheid verby. Kom ons maak dit ons gebed. Ons bid saam. Omvorm my kleipot wees tot 'n sieraad vaas, o Heer, en kerf uit my hartstog 'n loflied tot u eer. As u 'n brosplek kry, bak dit die ewigheid verby. Amen. Wat deur God se gees omvorm is van 'n breekbare kleipot tot 'n onbreekbare sieraadvaas. Luister en kyk hoe die Here jou laat sien. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die intieme persoonlike verhouding met die Heilige Gees sal met julle wees